Magali Skrein. Die Here is met ons. Dit is 'n goue draad deur die hele Bybel, God se bemoeienis met sy mense. Ek ervaar dat die Here is met ons. Ons gaan vandag blaai in die boek Job, die Ou Testamentiese boek Job. Terwyl jy dalk ook so nog die gedeelte soek, ons gaan voort met die aanlyn uitsaai van die boodskappe en ons wil ook opnuut dankie sê vir u bydraes, u ondersteuning op 'n wye front. Help u en is ons steeds aktief, dinamies aan die werk. Ons dankie daarvoor. Onse Here, ons ervaar dat u saam met ons loop, dat u voor ons uitgaan, dat u ons vashou. Ook in hierdie tye, ons wil soos die digter van oud sê, ons slaan ons oë op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van u, ons Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons het hierdie week 3 begrafnisse gehad. Dit was hartseer begrafnisse. Tragiese begrafnisse. Job bevind hom ook in tragiese gebeure. Geweldige goed gebeur met Job. Seer dinge gebeur met hom. Dan kom sy 3 vriende na hom toe. En kom sit hulle by hom en hulle praat. Hulle redeneer en hulle argumenteer met Job in sy krisis situasie. Verlang praat hulle oor waarom gebeur hierdie goed, hierdie seer dinge met Job. Hoekom gebeur dit? Miskien een van die tergendste vrae van al die eeue. Hoekom? Hulle verklaring is dat Job moes sonde gedoen het. En daarom straf die Here hom. Job hou egter vol dat hy getrou aan die Here bly vashou. En beleef Job hulle antwoord as goedkoop en simplisties en dat hulle nie verstaan die diepte van sy worsteling nie. Verlang sit hulle so en praat eintlik vir 37 hoofstukke en kry God nie kans om ook te praat nie, as hulle maar net stil gebly het. Ons kan daar ook vandag vir ons iets leer. Is beter om by mense in hulle nood vandag net daar te wees. By mense te gaan sit, sonder om met goedkoop, eenvoudige antwoorde te kom. Wees net daar. Miskien is dit ook goed om stil te bly en te wil luister na wat God wil sê. Wat wel ook belangrik is dat agter die storie van Job is daar 'n dieper en 'n ander verhaal. In die begin kom die versoeker na God, die aanklaer, en hy sê vir God, Job dien u, want u is goed vir hom. Maar kom ons toets bietjie vir Job. Kom ons kyk bietjie, laat dit bietjie swaarder gaan met Job, dan sal ons sien of hy nog aan u bly vashou. Kom ons sit Job bietjie in 'n beproewingstyd. En dat ons dan kyk of hy nog vir u sal dien. Dis maklik
as om u te dien, sê die versoeker, terwyl dit goed gaan. Maar laat ons bietjie sien. Dit is die verhaal agter die skerms. En Job weet nie daarvan nie. Dit is 'n belangrike waarheid ook om in ons dag opnuut te hoor. God laat toe dat die hartseer dinge oor Job kom. Hy stel wel 'n perk en dit is ook nodig om dit te hoor. Hy stel grense aan hoe ver die duiwel met Job kan gaan. Dit is baie troosvol in ons dag ook. Uiteindelik, eers in hoofstuk 38 kry God kans om te praat. En dan praat God met Job uit sy skepping uit sy handewerke. Jy kan dit gerus gaan lees, dis aangrypende hoofstukke. Waar God vir Job sê, Job, kyk 'n bietjie na die sterre. Wie het die 7 sustersterre en die Orionsterre aan mekaar vasgebind? En hy wys vir Job op die tuine en die blomme en die bome en die diere op die velde en die insekte. God praat met Job. God praat vandag ook nog. Hy praat met ons vanuit sy woord, die skrif, maar ook uit die veld. Die skrif tuur en ook die natuur. En wanneer God uit die ekologie met Job praat, word Job ook stil en bely hy, U is groter as wat ek gedink het. U is almagtiger. U is die Here. God wys vir Job wie hy is, ook in die veld daar buite. En dit laat Job God sien wat nodig was. Wil jy nie ook in hierdie dae gaan sit bietjie sommer net op jou stoep in die sonnetjie en voel net hoe die sonnetjie, soos wat hy opkom, ook sy goue strale tog nog oor ons elke dag stuur. Of gaan staan by 'n ou wit stinkhoutboom wat nou sy blare afgegooi het en gaan rus. Of vat dan 'n alwyn, die bloedrooi vlammende alwyn langs die slingerpad. Luister net 'n bietjie, raak net bietjie stil en hoor die tortelduwe roep nog elke dag. Sing hulle môre sê lied in die oggende. God is nog daar. En God praat ook vandag nog met ons. Daar's soveel beloftes in die woord van sy trou. Maar as ons sukkel in hierdie dae om God mooi raak te sien, gaan kyk ook net bietjie weer na sy werke. Die grootsheid van wat hy daar buite in die natuur gedoen het. Dan sal ons opnuut weet, God is steeds daar. Hy is steeds in beheer. Trouwens, terwyl ons met die COVID worstel, is dit asof dit mooier en mooier word eintlik in die oseane en oor die velde en die berge en die vlaktes. God sorg vir ons en vir sy skepping. Uiteindelik het dit met Job weer goed gegaan. Aan die einde van die verhaal laat God alles ten goeie meewerk. Ons gaan die boodskap afsluit met 'n lied. Ek gaan 'n gebed doen en dan speel ons uit met 'n lied. God's Beautiful Creation. God's Beautiful Creation. Ek kan gerus ook daarna gaan kyk op YouTube.
Dit is 'n musiekvideo met pragtige natuurtonele. Die woorde is I believe. I believe. How can I say that there is no God? God, deur sy majesteuse grootse werke, is 'n almagtige Here. En hy dra ons elkeen, ook in hierdie tyd. Here, dankie vir die trooswete. U kan ons vashou en ons dra, U is met ons. Ons aanbid U. En ons loof en prys U as die ewige en groot God van hemel en aarde. Ons helper. Ons is veilig by U.